Ek sterf met die verwagting om by Yahshua in te lewe. En daar is nie 'n hemel nie, en daar is nie Yahshua nie, en daar is nie 'n Jahwe nie. Weet jy wat, ek het niks gemis nie. Maar weet jy wat surprise het jy as jy doodgaan, en daar is 'n iemand, en daar is 'n Jahwe, en daar is 'n betroon, en daar is 'n hel. Pel, jy het 'n major probleem. Kyk die Here. Wel wie's die Here? Het gekom met sy heilige 10.000. Nou sê vir my, hy sê in die 33, die Here. Nou die Here is normaalweg, is God in die 33 Bybel. Kyk die Here, het gekom met sy heilige 10.000 talle. Nou kyk daai sy, is 'n klein letter S. En daai heilige, 10.000 talle. Sê my, is daar enige stadium wanneer Jahwe afkom aarde toe met 10.000 talle, heilige 10.000 talle? Wie is die 10.000 heilige talle? Wie is dit? Is dit engele? Nee. Dit is die bruid van Yahshua. By die einde van Openbaring 3:22 word die bruid weggetrek by die parousia, Grieks, wederkoms. Dan breek die groot verdrukking aan vir 7 jaar en 105 dae. Nou waar kry ek dit vir die nuwe kykers? Daniël 12 vers 11 sê 1290 dae, plus Daniël 12 vers 12, 1335 dae. Gesamentlik 2625 dae, 7 jaar en 105 dae. Dis jou groot verdrukkingstyd. Wat op die aarde gaan wees, waarvan die 105 dae, 7 jaar, 105 dae, in die middel, gaan die tyd wees wat die duiwel gebind is. Daar gaan nie 1000 jaar wees wat hy gebind gaan wees nie, soos 1000 jaar. Hy sê, soos een dag is soos 1000 jaar, en 1000 jaar soos een dag. Nou sê hy, nou wil ek hê ons moet verstaan wat hier staan. Vers 14. Dis nou waar hulle sê dat Henog het lewendig in die hemel in opgevaar. Dis mos wat sy naam, Albright gesê het. En toe haal hy mos nou Juda 1 vers 14 aan. Jy sien, as jy Juda 1 vers 14 net gevat het en kom lees het, en jy het al die ander 13 verse nie gebestudeer nie, het jy nie die agtergrond gehad van Sodom en Gomorra en al die ander goed nie. Sodom en Gomorra, was dit voor die vloed van Noag? Nee, dit was lang. Seker 2000 jaar na die watervloed. Sodom en Gomorra, Abraham, wat by Lot was, 1.500 jaar na die sondevloed. En hier het ons Henog, vers 14, die 7de van Adam af, eeue voor die sondevloed van Noag, het ook teen hulle, die ongoddelikes, geprofeteer. Sê vir my, was Judas, was hy daar? 7 geslagte na Adam? Nee. Hoe het hy dit geweet? Dis hoe die Ruach dit vir hom gegee het, en hoe hy dit verstaan het, dat hy teen die ongoddelikes gepreek. Kom ons kyk. Ook het hy teen hulle geprofeteer en gesê, kyk, nou sê hy, kyk die Here, nou hoe sou Judas ooit, wat die 7de geslag was, na Adam, ooit enige iets geweet het van die Here? Wie is die Here? Wie is die Here? Kom, wie is die Here? Daar was nooit so woord soos Here in Engels, soos Lord nie. Nooit. In die hele Ou Testament, nooit. Soos Lord, nooit.
Tussen 100 en 127 na Jafashua, dan vertaal die Rooms-Katholieke Kerk die 4 evangelies, Matteus, Markus, Lukas en Johannes. En dan verander hulle die naam Jaffa. J-Alef, Hy, Vaf, Alef, Hy. Hoe kry jy Jaffa, prof? 6 letters. Wel, is baie eenvoudig. Dis die tetragrammaton, die 4-letter woord. J, Hy, Waf, Hy. J, Hy, Waf, Hy. En dan sê almal, I-H-V-H, God se naam. I-H-V-H, nie sê God se naam nie. Dis klinkers, jy kan nie ekskuus op konsonante. Jy kan nie uitspreek nie. I-H-V-H, kan jy nie uitspreek nie. J, Hy, Waf, Hy, kan jy nie uitspreek nie. Dis nie 'n naam nie, dis die tetragrammaton. Dis 'n 4-letter woord. J, Hy, Waf, Hy in die antieke Hebreërs. Hulle kort die klinkers, die A's. Jy kan enige een van die 22 letters in die alfabet vat, Grieks of Hebreërs, en daarin sit. Jy vernaam die Hebreërs. Jy kom nie by Jaffa uit nie. Net een letter, die eerste letter van die alfabet. Sê Jafashua nie, daar in Openbaring 1, ek is die Alfa en die Omega nie. Ek is die eerste en die laaste. Die Alfa is 1, Omega is die laaste, Z. In die Romeinse alfabet, Z. Alfa en Omega. Die begin en die einde, die eerste en die laaste. So as jy die eerste letter vat, die alfa letter, die hoofletter in die alfabet, en jy sit J, Alef, Hy, die Alef. Die Alef in Hebreërs is die alfa, die A. J, Alef, Hy, Vaf, Alef, Hy, 6 letters. Dan jy Jaffa se naam.